Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. God het die wêreld met woorde geskep. So kan jy jouself indink wat 'n woord van hom af vir jou situasie kan doen. Die Bybel sê in Jesaja 30 vers 21, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop. Let op die woorde, jou ore sal 'n woord hoor. As jou geestelike ore nie oop en ingestel is op God nie, sal jy nie hoor wat hy vir jou wil sê nie. God gee 'n woord aan die wat 'n oop oor en hart het. Wanneer jy bid, waarna soek jy? Het jy net 'n lys van alles wat jy nodig het? Of begeer jy 'n tyd van intimiteit met die Here, waarin hy praat en jy luister? Wanneer jy jou Bybel lees, soek jy net 'n bevestiging om dit te doen wat jy glo reg is vir jou lewe? Of is jy werklik op soek na God se wil? Kan jy jouself indink wat net een idee van God af vir jou lewe kan doen? Die Bybel sê in Daniël 11 vers 32, die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree. Met ander woorde, die mense wat hulle God ken, sal vas staan. As jy droom om groot dinge in hierdie lewe te doen, maak dit dan jou nommer 1 prioriteit om God te leer ken. Kan jy jouself indink hoeveel probleme ons kan vermy deur eenvoudig net God te soek voordat ons optree? Soms is die grootste vorm van gebed net om stil te sit en te wag op God se stem. 'n Woord van God af is soos 'n saadjie. Dit het die potensiaal om 'n boom te produseer, of nog beter, 'n hele boord vol vrugte. Here, U woord sê, ek sal U soek en vind, wanneer ek U met my hele hart soek. Ek het 'n begeerte om U stem te hoor, maar ek weet dat ek tyd saam met U moet deurbring om U stem te kan hoor. Help my om U teenwoordigheid meer as enigiets anders te begeer. Meer as antwoorde, meer as seëninge. U teenwoordigheid is 'n geskenk, en ek sal my dankbaarheid vir hierdie geskenk toon deur elke dag tyd te maak om U te soek. Of dit nou 'n paar minute of 'n uur is, ek weet, U sal my daar ontmoet. In Jesus naam bid ek dit. Amen.